Die Amerikaanse ambassadeur Leo Bozell, wat deur die minister van internasionale betrekkinge en samewerking ingeroep is om sy uitsprake te verduidelik, het volgens die departement om verskoning gevra. Bozell het onder meer gesê hy steur hom nie daaraan dat die konstitusionele hof die lied Kill the Boer nie as haatspraak verklaar het nie. Nou, Bozell is die tweede Amerikaanse ambassadeur in minder as 3 jaar wat in die warm water is by die Suid-Afrikaanse regering. Ruben Bridgety, Bozell se voorganger in die Joe Biden administrasie, is in 2023 ook ingeroep. Kom ons praat vanoggend hieroor met die leier van die Vryheidsfront Plus, dis Dr. Corneille Mulder. Corneille, goeiemôre, baie welkom weer. Goeiemôre Gustaf, goeiemôre Renske. Ek het nog gehoor en gesien dat die VF Plus is nie gelukkig met hierdie optrede van die Departement van Internasionale Betrekkinge nie. Hoekom nie? Kom ek sê so, ek dink mense moet die perspektief hê dat die ANC het vir baie jare toe hy in bandelingskap was, sy buitelandse sake bedryf via die buitelandse verhoudinge, prosesse ensovoorts. En dit is vir hulle bitter belangrik. En toe die ANC regering word, het hy basies op dieselfde basis aangegaan vir 30 jaar. En nou met die regering van nasionale eenheid en baie van die kritiek wat ek deurlopend op hulle het, gaan juist daaroor dat hulle buitelandse sake nog steeds bedryf as die eksklusiewe domein van die ANC, wat nie kan wees nie. Ons is nou 'n regering van nasionale eenheid. En in daardie posisionering van die ANC het hulle self gaan posisioneer in konflik met die Amerikaanse regering of met die FSA. Daarom, dis twee verskillende regerings gewees. Dit was die Biden-administrasie van die Demokrate, wat niks met Trump of die Republikeine te doen gehad het nie, het hulle 'n probleem gehad met Bridgety en nou met Bozell. Nou, ek was teenwoordig gewees Dinsdag in Hermanus by die konferensie toe Bozell gepraat het, en hy het basies gesê, hy het herhaal eintlik wat die bekende standpunt is van sy regering, dat hulle wil ongelooflik positiewe verhouding met Suid-Afrika hê, hulle wil graag handelsooreenkomste hê, hy het uitgebrei na hoe belangrik Suid-Afrika vir die FSA is ensovoorts, maar hy het ook genoem dat daar sekere struikelblokke is wat die Amerikaanse regering beskou eers uit die weg geruim moet word, en dit is waarvoor hy nou in die moeilikheid is, omdat hy dit nie openbaar gesê het. En die reaksie daarop was uiteenlopend, maar as 'n mens dit uit 'n diplomatieke oogpunt kan beskou, reken 'n mens nie dat dit uit daai oogpunt, diplomatieke oogpunt, dalk nie verkeerd is nie? Wel, die punt is net dat oënskynlik ambassadeur mag dink wat hy wil, maar hy mag blykbaar nie sê wat hy wil nie. Hy het bloot eenvoudig kom sê wat is die standpunte van sy regering, en ek moet eerlikwaar sê, hy het dit nie veragtend of afwysend net van die hand gewys deur te sê, man, ek steur my nie aan die Suid-Afrikaanse howe nie. Hy het probeer sê dat hy is bewus daarvan dat die grondwetlike hof gesê het, byvoorbeeld, dat kill the boer, kill the farmer is nie haatspraak nie, maar die Amerikaanse regering beskou dit nog steeds as haatspraak. En ek dink nie, ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek voel presies dieselfde daaroor. Die feit dat die hof 'n sekere uitlating daaroor maak, mag so wees. Maar dit gaan nie verander dat mense nie vryheid van mening en oortuiging het nie. En jy gaan my nie oortuig omdat die hof sê dit is nou nie so nie, nou moet ek aanvaar dit is nie so nie. Ek aanvaar dit ook nie, glad nie. So dit lyk of daai woorde van hom dan nou die vonk in die kruit vat was die I don't care what your court says of wat ook al hy daar gesê het. Nou die ANC en die EFF het nou ook vreeslik gereageer. Hulle meen sy kop moet rol, want Amerika bedreig Suid-Afrika se soewereiniteit, is die aanhaling hier, en Bozell is die verpersoonliking daarvan hier in Suid-Afrika en Pretoria. Nou, wat maak jy van die reaksie van daai kant af? Ek dink dit is onnodig. Ek dink dit is verskriklik belangrik dat Suid-Afrika ons verhouding met die FSA normaliseer, of ons nou daarvan hou of nie. En dit gaan nie net oor president Trump nie, dit gaan oor die FSA. Die FSA is die land met die grootste en die sterkste ekonomie in die wêreld. Dit is die land met die sterkste militêre vermoë in die wêreld, en dit is Suid-Afrika se tweede grootste handelsvernoot. So dit is regtig tot ons voordeel dat ons 'n normale, goeie verhouding het met die FSA, veral nie in lig van die feit dat president Trump administrasie sê ons wil 'n baie sterk verhouding met Suid-Afrika hê, ons wil kom belê. Ek noem 'n voorbeeld, tydens sy toespraak het hy verwys na die probleem van water in Gauteng en veral in Johannesburg. En die probleem is nie dat daar nie water is nie, die valdam loop oor. Die probleem is die water is nie in die krane nie. Hy het onmiddellik gesê die FSA sou baie graag wil betrokke raak om te help met die hernuwing van die infrastruktuur. Dit is toch positief. En dit kan nie wees dat ons nou dink, en ek dink dit is waar die probleem kom. Dit is die reuse probleem in terme van die verhouding gaan nie regkom deur net kunsmatige pleistertjie te plak op die probleem nie. Dit kan nie wees dat ons sê Suid-Afrika stuur 'n ambassadeur soontoe, hulle stuur een hiernatoe en nou is alles weer reg nie. Wat Bozell basies sê is, daar's 'n diep liggende vertrouensbreuk tussen die twee lande wat reggemaak moet word.
En daarom het hy doeteenvoudig gaan herhaal, wat is van hierdie spesifieke punte wat vir die FSA van belang is. Onder andere die krisispunte wat ons in Suid-Afrika almal weet. Dit gaan oor goeie so swart ekonomiese bemagtiging, dit gaan oor onteiening sonder vergoeding. Die Amerikaners wil weet, ons wil hier kom belê in Suid-Afrika, ons wil miljarde dollar kom instoot hier. Is ons eiendomme veilig of loop ons ook die risiko dat goederes onteien kan word? Ek dink mense moet dit sekerlik voor begrip hê. Corneil, hoekom dink jy is dit so dat daai boodskap nie deurkom nie? Wat die Donald Trump wat sê Suid-Afrika is een van die toplande in die wêreld en hulle wil belê en so on, maar dit is nie wat gehoor word. So hulle is asof hulle wag vir iets anders om en dan sê hy nou iets soos oor die hof en dan is daar weer 'n konflik. Nee, kom ek sê, hy het daai goedjies alles ook uitgespel. Onthou nou die Amerikaanse regering het selfs verlede jaar toe ons in die Withuis was in Julie maand reeds vir ons gesê, hier is ons voorwaardes. Hulle praat van non-tariff issues. Met ander woorde, ons praat oor tariewe, maar daar sekere politieke goederes wat vir die Amerikaners bitter belangrik is. En die kwessie van swart ekonomiese bemagtiging, die FSA kom so pas van die ander kant af en staan weg daarvan af. En as jy aan ons kant kyk van die ANC se kant af, dan is die probleem, en dit bly vir my herhaalding 'n probleem. Jy kan as 'n bevrydingsbeweging, kan jy sekere groot vriendskappe en bondgenote hê van my kamerade, of dit nou Cuba was, of dit Venezuela is, of dit Iran is, maak dit is jou goeie reg, jy kan dit hê. Maar die oomblik as jy die regering van 'n land word, dan moet jy optree in die beste belang van die totale land, al sy mense, alle sake wêreld, jy moet die beste in die neutraal kan hanteer. En dit lyk vir my die ANC kan eenvoudig nie daardie tree gee nie. Hy bly ons buitelandse beleid plaas en posisioneer in terme van lojaliteite waar hy kry uit die struggle tyd uit met sy kamerade. En dit is tot ons almal se nadeel as Amerika wil kom investeer en graag ons wil sien as 'n land wat hy net Bozell het uitgespel. Hy sê vir Amerika is daar 10 toplande in die wêreld waarop hulle fokus vir belangrikheid. Suid-Afrika is een van die 10. Dis 'n enorme geleentheid vir ons land om die voordeel daarvan te kry. En die vryheid vir ons sê deurlopend. Dis nie 'n kwessie van jy moet nou kies vir Amerika of teen Amerika nie. Kom ons kies vir Suid-Afrika. Kom ons tree op wat in beste belang van die land is en wat ons kan kry uit die FSA uit, neem ons. En as wat ons ander dele van die wêreld kan kry as beleggings en ondersteuning, kom ons gebruik dit ook. Suid-Afrika moet in die middel staan. Corneil, hoekom fokus die Trump-administrasie so op Afrikaners? Mense kyk nou ook die plaasmode waarvan hulle baie praat. Van ons hoor nou gedurig hoe transaksioneel president Donald Trump is. Watter voordeel hou die fokus op Afrikaners vir Amerika in? Kom ek sê, dit is en dit was eintlik as ek Engelse term gebruik 'n bietjie van 'n game changer in terme van die verhouding en die reaksie na Suid-Afrika toe. Ek dink die Amerikaanse regering en dit het begin verlede jaar Februarie toe president Trump daardie executive order uitgereik het wat hy gesê het hy wil graag erkenning gee en hy wil Afrikaners vlugtelingstatus in die FSA gee. En in beide die geleenthede wat ek gehad het in Amerika en nou ek het verlede week wat ek 'n gesprek gehad met die hoof van die vlugtelingprogram van die FSA wat in Suid-Afrika was om vir hulle te sê ons het groot waardering vir die feit dat julle ons wil vlugtelingstatus gee in die FSA. Baie dankie daarvoor. Maar dit help nie want jy akkommodeer op daardie manier 1% van Afrikaners wat die land wil verlaat. Help ons eerder vir die 99% van ons Afrikaner gemeenskap saam met ander minderhede en ander gemeenskappe wat in Suid-Afrika bly, wat hier gaan bly en van hierdie land same suksesvol maak. En ek dink Amerika fokus daarop. Hulle dink onder andere dat die Afrikaner as 'n gemeenskap is maklik dalk assimileerbaar in die FSA, dat hulle graag ons daar wil hê. En ek dink een ander rede is dit. Op hierdie oomblik is daar meer as 20,000 jong Afrikaner boere wat werk op plase in die landbousektor in die FSA. En Amerika is enorm beïndruk met die Afrikaanse jong boere wat daar is, en ek dink hulle sê, hierdie mense is kwaliteit, hierdie mense het integriteit, hierdie mense weet wat hulle basies doen, as dit is hoe hulle is, wil ons graag meer van daardie mense hier wil hê. Ons sê van ons kant af, ek wil liever sien dat elkeen van daai 20,000 Afrikaner manne hier is in ons eie land, om te help om dinge beter te maak. Ek moet jou gou vinnig vra, laastens behoort as altyd hierdie groot klok ding, die onverbondenheid van Suid-Afrika, die non-aligned beleid, behoort Suid-Afrika onverbonde te wees en om te belyn met die Weste, of wat moet 'n mens doen? Is dit 'n keuse? Nee, jy is presies reg. Ons Suid-Afrika sê ons is non-aligned, ons is neutraal, maar ons is nie. Ons is regtig nie. Aan die een kant word gesê, ons sal ons nie laat boelie nie, ons soewereiniteit, Amerika moet ons nie laat boelie nie. Maar terselfdertyd laat die regering hulle boelie deur China en knyp vir Taiwan die heeltyd in Suid-Afrika omdat China daarop aandring. Ons moet onverbonde wees in belang van Suid-Afrika, kies beste, ons hoef nie kant te kies nie. Maar tans is dit baie duidelik dat ons is nie onverbonde nie. Ons hel heeltemal oor na die verkeerde kant toe tot nadeel van die ekonomie en van al die mense in Suid-Afrika. Baie dankie Corneil, dit was dan die leier van die VF+, Dr. Corneil Mulder.